Een van die dinge wat vir my die hartseerste is rondom Paasfees, is hoe Jesus binne 'n week van hero tot zero in die oë van die volk geval het. Een oomblik kom hy op die donkie ingery in Jerusalem in. Hulle gooi hulle klere oop vir hom, sing Hosanna vir die seun van Dawid. Nie eers 'n week later nie, is dit daar dieselfde mense wat uitroep kruisig hom. Jy sien, dit alles is bepaal deur wat hulle verwagting van Jesus was. Wat hulle wou hê, Jesus vir hulle moes wees. En daardie prentjie, daardie verwagtings, is oor 'n baie lang tyd in hulle koppe gevestig, deur die mense en die plek waar hulle vandaan gekom het. Vanoggend wil ek probeer om vir jou die groter prentjie van Paasfees te skets. Hoekom Jesus nie aan mense se verwagtinge voldoen het nie, maar hoekom hy juis dit kom doen het, wat sy Papa Vader vir hom gegee het om te doen. Mag ek en jy nuwe perspektief kry met die luister hierna. Het jy ook al gewonder hoe dit werk? Elke mens wat lewe vandag, glo in 'n tipe God. En daarom is daar reg oor die wêreld 'n klomp verskillende gelowe en 'n klomp verskillende geloofstradisies. Kom ons bring dit so 'n bietjie nader aan die huis. In die Christelike tradisie, ons bely een God. Maar ongeag daarvan dat ons een God bely, is daar wie weet hoeveel verskillende kerke en denominasies reg oor die wêreld. Hoe werk dit? Vandag wil ek jou op 'n ontdekkingsreis saam met my vat en gaan ons 'n bietjie kyk hoe het hierdie ding van godsdiens tot stand gekom. En as jy nou wil weet hoe werk iets en hoe dinge gebeur, dan is dit so nodig dat 'n mens op die regte plek moet begin. En waar is daar nou 'n beter plek as reg in die begin? Soos wat ons lees daar in Genesis. In Genesis lees ons dat voordat God begin het met die skepping, was alles in chaos gewees. Dit was chaoties, soos wat dit in die Bybel staan, dit was woes en leeg gewees. Dis nou soos baie manne voel op 'n maandagoggend na 'n Wille Weste woeste naweek. Die God wat ek en jy aanbid, is 'n God wie se spesialisgebied dit is, om uit chaos orde te skep. En wat het hy gedoen? Met die spreek van 'n woord, het hy gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Om orde uit die chaos te kry, het God baie duidelike grense neergelê vir alles. En dit is so fantasties. Hy het gesê vir die see, jy kom net tot hierso. Hy het die son op sy baan gesit, hy het die maan op sy baan, dag en nag. So het hy skeiding gebring, grense neergelê vir alles. En dit is ook een van die lewensbeginsels vandag. Enigiets wat chaoties is, verhoudings wat jy ook al wil hê, om orde te kry, moet daar baie duidelike grense neergelê word. Dink byvoorbeeld, hoe het God grense neergelê, ook vir die mens? Moses op die berg, die 10 gebooie. 10 reëls, wat as jy dit gehoorsaam die gevolg het, dat daar 'n ordelike samelewing kan wees. Die oomblik is daar die grense van God nie eerbiedig word nie, dan word dit chaos weer. Maar kom ons kyk nou gou saam, wat staan in Genesis 1 vers 1 tot 2. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Weet jy wat is vir my so ontsettend mooi van hoe God geskep het? Hy is die God van liefde, die skepper God. En hy skep alles, en die wonder van dit wat hy doen, hy kyk oor alles. En hy sê, dit was goed. Hy's amper breëbors trots op dit wat hy gemaak het. Maar, daar was iets kort gewees. Hy het alles gemaak, en vir alles het hy 'n maatjie gemaak. Maar God self wat liefde is, het nie iemand gehad op wie hy daardie liefde kon uitstort, en saam met wie hy dit kon uitleef nie. En wat gebeur toe?
God maak die mens. Hy skep vir Adam na sy beeld, om saam met hom, die almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Gees, in 'n liefdesverhouding te lewe. Ons lees ook in die Bybel, dat die kerk, die bruid van Jesus genoem word, is baie spesiale liefdesverhouding, waarin God met elke mens wil lewe. En as ek en jy nou begin kyk na dit wat hy gemaak het, dan is dit so fantasties, om te begin besef, hoe wonderlik hy dit gemaak het. Dan begin ek en jy ook besef, dat ons nie eers naastenby kan begryp, hoe groot en hoe wonderlik God is nie. So, die belangrike ding wat ek en jy heel eerste moet onthou, is dat God die mens gemaak het om in 'n liefdesverhouding met hom te leef, in die binnekring van sy God wees. Nou nadat God vir Adam geskaap het, het hy gesien, maar daar's iets nie lekker. Hy het vir elke ding wat hy geskep het, 'n maatjie gemaak, 'n pasmaat. Bome en plante, manlik en vroulik, diere, manlik en vroulik. Maar die man, Adam, was alleen gewees. En toe besluit God om ook vir hom 'n pasmaat te skep. En hy skep toe uit die man vir Eva. En nou weet jy wat het toe gebeur. Toe Adam en Eva geskep is, toe kom die slang en hy sê vir hulle, nee, dis nie goed genoeg dat julle saam met God hoef te heers nie. Julle kan self God wees. Hoor mooi, julle kan self God wees. En net daar het ons moeilikheid begin, want ewe skielik het die mens begin dink, en toe hy dink, het hy begin doen. En hy doen toe dit wat God hom verbied het om te doen. En die resultaat is, hy word uit die paradys gejaag. En skaars was die mense uit die paradys, en hulle het begin doen soos wat God hulle gesê het, hulle moet voortplant en die aarde bevolk. Wat gebeur? Die eerste moord word gepleeg. Kain slaan vir Abel dood. Maar ongeag daarvan, het hierdie familie al hoe groter gegroei. En oral het daar families ontstaan. En hierdie families het toe besluit, nee, weet jy, ons moet plan sien. Ons moet by hierdie God uitkom. Ons moet terugklim na die plek toe waar ons vandaan kom. En hulle begin 'n toring bou. En God het geweet dat hierdie mens nie mooi verstaan nie. En wat doen hy toe? Hy maak dat hulle mekaar nie kan verstaan nie. Die een vra 'n troffel en dan kry hy 'n steen. Die ander een vra dit, dan kry hy dat. En so gebeur dit dat hierdie hele boupoging, hierdie bouprojek van hulle, uit mekaar val. En dat hierdie volkere reg oor die wêreld versprei word. Maar soos daar staan in Romeine 1, het elke mens wat lewe vandag daardie wete hier binne, daardie holkol wat roep na vervulling. Elke mens wat lewe vandag weet dat daar 'n God is, as ons net kyk na hoe hy geskep het. So fantasties, die wetenskap bevestig net al hoe meer dat daar 'n God moet wees. So haarfyn presies is alles volmaak gemaak. En omdat die mens geweet het dat daar 'n God moet wees, het hulle toe begin om 'n God te aanbid. En vir hierdie aanbidding het hulle mense aangewys. Sommige van hierdie geestelike leiers, soos die profete, is deur God self aangewys. In ander gevalle is daar mense met magiese magte, bonatuurlike kragte, deur die mense aangestel en gekies, om dan tussen hulle en God te staan. En hier is ook een van haar die sleutelgedagtes. Hoor wat het ek gesê? Om tussen hulle en God te staan. So, God was hier, die mens is hier, en nou kies die mens, ander mense en dinge, om tussen God te staan. Dit klink omtrent soos die Jode, daar in die woestyn, wat hulle vir Moses sê. Praat jy liewer met ons, moenie dat God met ons praat nie, want dan sterf ons. Nou hierdie geestelike leiers het 'n klomp verskillende name gekry. Daar was profete gewees, daar was priesters, daar was toordokters, daar was shamas,
Maar dit was die mense wat namens hierdie families en volke vir hulle by God moes intree. En so het elke volk en kultuur sy eie geestelike leiers gekry vir sy eie godsdiens en die God wat hulle aanbid het. Nou om 'n klomp skape in 'n klein kampie te kry, moet daar duidelike heininge wees. En dit is dieselfde gesteld by die mens. Ewe skielik, om al hierdie mense binne hierdie ordes te hou, en dat hulle ordentlik kan funksioneer, is daar 'n klomp grense neergelê deur mense. En dit is nou juis wanneer ons as mens begin om dit te doen wat God se eksklusiewe voorreg is, om grense neer te lê, dat ons moeilikheid ook in sulke groot hoofletters na ons kant toe kom. En daarom was daar 'n klomp wette, 'n klomp reëls. Hierdie geestelike leiers het besluit hoe jy moet glo, wat is reg en verkeerd, wat mag jy doen, wat mag jy nie doen nie, wat mag jy aantrek, wat mag jy nie aantrek nie. Hoe word jy gered? Hoe lyk die lewe na die dood? Wat is waarheid? En natuurlik, as jy nie saamgestem het met hulle nie, is jy uitgeban, het jy sekte geword, die heathen, die goddeloses. Nou waar daar wette is daar ook dan strawwe. Want as jy nie die wet eerbiedig nie, dan moet jy gestraf word. En so het hierdie mense met vrees geregeer oor hulle volgelinge. Reg oor die wêreld, in alle godsdienste, is daar sekere gemeene delers. Een van die gemeene delers is dat daar heilige dae en heilige tye in elke godsdiens is, waar binne daar dan eer betoon word aan die gode wat hulle aanbid op 'n baie spesiale manier. Dink maar aan die Sabbat, Paasfees en 'n klomp ander geestelike gebruike en tradisies. Verder is daar in al hierdie godsdienste dan geestelike leiers, 'n hiërargie van geestelike leiers. Jy kry die hoof geestelike leier, dan kry jy die kleinere leiers, en dan kry jy 'n hele span ander leiers. In alle godsdienste is dit so. En dan ook, soos wat ons net nou gesê het, is dit baie belangrik, dat hierdie eerbied vir die God wat jy aanbid, op 'n sekere manier betoon word, maar dat dit ook terselfdertyd 'n manier word, hoe jy vrygeskeld word, van die foute wat jy gemaak het. En daarom is daar offers gebring. En dit was nie lank nie, toe besluit hierdie geestelike leiers, nee, ons almal het huise, maar God moet ook 'n huis hê. En toe begin hulle tempels bou. Reg oor die wêreld, elke godsdiens het sy eie tempels. En hulle glo dat God op 'n baie spesiale manier teenwoordig is in hierdie tempels. En daarom word die tempels ook die huis van God genoem. En die mense wat in die tempel werk, die man van God, of die priester van God, of die profeet van God. So alle mense wat vir hierdie God werk, kry toe ewe skielik sekere ampte en sekere status. Hierdie leiers met hulle amptelike formele status is so op 'n hoogte geplaas. Daar is van hulle klein goetjies gemaak, want onthou jy, hulle was die mense tussen die gewone mens en tussen God. En daarom was hulle mense met wie jy nie gemors het nie. En so hartseer om te sê, hierdie mense, hierdie geestelike leiers, het met vrees geregeer en gemanipuleer. Ook het hierdie geestelike leiers vir die mense geleer, dat hoe ons glo, is die enigste regte manier van glo. En die God wat ons aanbid, is die enigste ware God, wat daar is om te aanbid. Nou kan jy net dink wat het gebeur. Ewe skielik wou die een volk nou die ander ene oortuig, maar weet jy, jou God is verkeerd, my God is reg. Ek moet daarom by sê, dit het gegaan oor meer net om 'n ander volk te oortuig van jou God. Dit het gegaan oor 'n klomp ander dinge. En hier het die dinge al so begin deur mekaar loop tussen kerk en staat. Want ewe skielik het daar heilige oorloë ontstaan. Die een volk het die ander volk aangeval, oorlog gemaak,
terwille van grondgebied, terwille van slawerny, terwille van minerale en 'n klomp ander dinge, om net meer mense te kry, om te keer dat daar nie so ingeteel word nie. En baie gou was hierdie wêreld wat God so perfek gemaak het, in vlamme gehul, soos wat die mens net begin het om mekaar te vernietig. En dit omdat almal geglo het, hulle het die waarheid, en hulle God is die enigste God. Dit is waar Gods diens ontstaan het. En weet jy, so hartseer om te sê, die wêreld waarbinne ek en jy bly, vandag, lyk nie enigstens beter nie. Here Jesus, ek moet ook bely dat ek nog vasdink en leef teen my verwagtinge van U. Help my, Here Jesus, om U te kan sien vir wie U werklik is en om met verwagting te kan uitsien, om vir ewig saam met U te kan wees. Amen. Mag jy ook soos die Emmausgangers hierdie Paasfees 'n nuwe ontmoeting met Jesus hê. En mag ek en jy ook by ons aanskou van dit wat Jesus gedoen het, soos die Romeinse soldaat sê, waarlik, hy was die Seun van God. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Shalom.